Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Prys die Here is so goed en so genadig. En vanoggend, en ek weet ek praat nooit oor die goedheid en die liefde van die Here nie, maar vanoggend wil ons vir mekaar sê dat die goedheid en die liefde van die Here is presies dieselfde. Want God is altyd dieselfde. Hy is altyd in goedheid. Hy kan niks daaraan doen nie. Hy wil niks daaraan doen nie, anders kon hy dalk, maar nou kan hy nie. Verhoor julle, jy kan in sirkels hardloop, want God is goed. En God is liefde, 1 Johannes 4:8. Ons gaan dit nou weer lees. Hy is liefde en hy is goed. En hy is goed vanuit sy onbeskryfbare groot liefde. Ek wil vanoggend pertinent, ek gaan begin met 'n vers in die Nuwe Testament, maar ek wil 'n paar verse gebruik in die Ou Testament, wat normaalweg gelees word. Ek weet nou nie wat julle verwysingsraamwerk rondom kerk is nie, maar ek was nog, in my dae, het ons na die kerk, NG Kerk waar ons nou was, daar in Heidelberg, nou het jy tot die klein seentjies het pakkies klere gedra. Nou my pa daai tyd was daar nie, Charlene, die onderwysers het baie min geld gekry daai tyd. Maar in elk geval, so ek het net een keer 'n pakkie gehad, soos wat ek in graad 1 een keer skoene gehad het. Maar omdat ons klippe geskop het, het hulle gesê, jy's nou kalfvoet tuisie. Maar in elk geval, so ek het later was ek omtrent die enigste ouetjie van daai sonnaskoolklas wat nie 'n pak klere aangehad het nie. Maar almal het so netjies aangetrek as wat hulle kon, né? Jy het netjies perfek daar gesit. En jy het dit vir jou regtig gevoel, miskien voel dit vir kinders vandag nog dalk so, maar regtig gevoel of hierdie oom kom en hy vertel vir jou hierdie reëls, hierdie regulasies, verstaan jy, as hulle die wet gelees het dit oorgekom asof jy doen hierdie of is nag vir jou. Hoor julle, jy is 'n stouter, jy is 'n kabouter en jy doen hierdie goed nie, daarom doen dit, verbrands, verstaan julle, dit het sterk oorgekom, baie sterk. En as die oom nog 'n toegaak aangehad, dan het dit nog erger gelyk, né? Maar die konsep wat ek net wil hê, wat jy moet verstaan vanoggend, is selfs hierdie verse wat ek so bevind het toe, as ek dit vandag lees, dan lees ek die liefde van die Here. Dan ek voel geen veroordeling nie. En is nie omdat ek 'n engel is nie. Hou my net lank genoeg dop, hier's agterkom ek is nie. So met ander woorde, omdat ek nou regtig snap en besef wat Jesus vir my gedoen het, hoekom het hy dit gedoen? Alles op grond van die liefde van Vader, ontsaglike liefde van Vader, ontelbaar, onbeskryfbare liefde. Ons kan boeke en boeke skryf, ons sal dit nie kan beskryf nie. Omdat hy vir my lief is, daarom selfs waar hy vir hulle gesê het, hier kom, volg, leef hier volgens. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy lief is vir mense. Die Here het geweet, dat mense moet sekere dinge moet hulle net nie meer doen nie. Nie net omdat hy nie daarvan hou nie, maar omdat dit vir hulle sleg is. En dan kan ons elke een 'n voorbeeld van maak, maar kom ons gaan nou nie te diep in daarop nie. Wat ek graag wil begin mee is 1 Johannes 4 vers 10. Hy sê hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Hoor jy, die liefde bestaan en begin daarby. Want onthou, as ek en jy vir die Here sê, Here, ek is lief vir u. Môre oormôre is ons kwaad vir iemand anders, of dit 'n kind van die Here is of nie. En dan het ons daai liefde vir die Here flissies net 'n bietjie agtertoe geskuif. Die liefde bestaan, waarin die liefde bestaan is dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Met ander woorde, hy het sy seun gestuur sodat daar vir altyd en ewig 'n ewige voorbeeld sal wees van hoe liefde moet lyk. Liefde is so dat 'n volmaakte God 'n totaal volmaakte seun stuur om namens 'n klomp onvolmaakte niksnitte te sterf. Hoor julle? Dit is absoluut, vir ons is dit ver bokant, ons sal net vir mekaar sê, dit kan nie, dit sal nooit gebeur nie. Maar dit is hoe lief God vir ons is, vers 15 van 1 Johannes 4. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God.
God bly in ons. Hy is hier. As Moses sê vir die Here, Here, ek wil graag, show me your glory, Lord. Vra Moses vir die Here. Wys my u glorie. Voor julle Moses wil net gryp, hy wil iets ekstra sien, hy wil beleef, want hy moet al hierdie massa Israeliete moet hulle rig, hy moet hulle lei, en hulle is vol stories, soos wat net mense kan wees, né? As jy nou vir 6 miljoen mense moet sorg en hulle op 'n pad lei, dis nag. Want hy het nie eens 'n loud leider nie. Maar oor julle, maar die vrou het dit gedoen nie. Maar die punt is net, alhoewel die Bybel beskryf somme, né? Maar goed, want dit is daarop ingaan nie. Dat is nie op ander paaie gaan nie. Die punt is net, is dat Moses vra net, Here, gee my net hierdie krag, wys U self vir my. En dan wat sê die Here? Hy sê, ek sal al my goedheid by jou laat verbykom. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? Hy sê, as ek jou my wil wys, die beste manier om myself vir jou te wys, is sodat my goedheid by jou sal verbygaan. Maar selfs dan, sê die Here vir hom, staan hier in hierdie klipskeer. Staan hier, sodat jy my net van agteraf kan sien as ek verbykom. Hoekom? Want selfs my goedheid is vir jou te veel. My goedheid sal jou net in mekaar laat val, hoor julle? Want so goed is die Here. Vers 16 sê van 1 Johannes 4. Hy sê ons ken en ons vertrou die liefde wat God vir ons het. Ek wil hê jy moet vanoggend 'n besluit neem. En jy moet sê, Here, ek sal U liefde al hoe meer en meer leer ken. Want hoekom? Ek gaan begin raak sien in elke ding in my lewe, hoe lief is U vir my? Hoe lief is U vir my? Die feit dat ons hier kan wees, beteken dat jy nie net sterk genoeg was en gesond genoeg was om op te kan staan en nog trappe op te klim. Nee, die feit is dat jy slim genoeg was. En ek wil jou verseker, dis nie noodwendig ons nie, ek kan ons nou ook oorstrei, maar dat jy nog steeds die besluit geneem het, want onthou die Here dring jou nie. Ons weet dit, ongelukkig is dit so. Ek het al gesê, ek wens hy het ons so gelaat gaan volgens wat hy wil, dat ons nie eens hoef te besluit nie. Dat hy ons soos robotte gemaak het. Nee. Ons het nog steeds daai besluit geneem en jy het vanoggend die slimste besluit geneem wat daar kan wees om hier te wees. Dis al klare bewys van die goedheid van die Here. Die absolute genade van die Here. Ons ken en vertrou en ons verklaar, Here, ek ken en vertrou U liefde wat U vir my het. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 16. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Die liefde van die Here is in ons. En hoe kom ek eintlik nou vertel het van Moses en dat die Here hom sy goedheid gewys het, is dat die goedheid van die Here is in ons nou. Daardie glory of the Lord, wat te groot was vir Moses om te kan sien, is nou in ons. Van die gees van God is in ons. Hoor julle, 1 Johannes 3:16. En ek weet julle almal sê dan dadelik 6:19 en 2 Korintiërs 6:16. Dit is in ons. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Die glorie van God is in ons. Dit is ver bokant. Dit is hoe lief die Here vir ons is. En die liefde van God. Ons weet almal, Nuwe Testament is dit agape liefde, in die Ou Testament is dit gesed. In gesed en in agape, die liefde begin vir ons as kinders van God. Begin dit as 'n verbondsliefde. Want is op grond van die Here se liefde dat hy met Abraham 'n verbond sluit, wat hy die Moses verbond sluit. Dit is elke verbond want God is 'n verbondsgod. En is bloot eenvoudig 100% liefde dat hy 'n nuwe bloedverbond met ons sluit. Sy seun vir ons laat sterf, laat opstaan uit die dood. En wat doen ons? Wat moet ons doen? Want julle sien, daar is eintlik niks wat ons aan die verbond wat God namens ons met Jesus gesluit het. Die feit dat hy hom laat sterf het vir ons, laat opstaan. Sy bloed het vir ons gevloei. Daar was 'n liggaam en daar was bloed. Dit was die seun van God se. En hy het dit vir ons neergelê, sodat daar 'n verbond kan wees waarin ek en jy kan daai verbond nie breek nie. Jy moet sê nee, wag 'n bietjie. Kom ons lees voor. Ek sê nou vir jou vanoggend, ek het nie tyd om daaroor moet stry nie. Ek kyk na die tyd, maar daai verbond kan ons nie breek nie. God het daai verbond gesluit. As jy met jou mond bely, met jou hart glo Jesus is die Here, is jy 'n kind van God. Al maak jy ook waar ook al droog weer.
Die pad terug na 'n pad met die Here is daar waar jy dan is. En jy begin dit weer en jy lewe vir hom. Want God het daai verbond gesluit. Hoor julle? Hy het dit gedoen. Al wat doen ek en jy? Ons lewe met die geloof van God. En ons lewe met die liefde van God. En ons lewe vir hom en vir mekaar. Dis wat ons doen. Ons kry letterlik, ons wen dubbel. Ons doen letterlik net die uitvloeisel van sy goedheid. Dit is ons werk. Om net te doen wat hy vir ons gee. En ek wil begin met hierdie verse wat ons in klein was wild gehoor het, né? Julle sien Moses herhaal die aankondiging van die 10 gebooie, Eksodus 20 herhaal hy weer in Deuteronomium 5, né? Deuteronomium 5 vers 6 begin hy dan om te sê: Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. En dan is die eerste gebod: jy mag naas my nie ander gode hê nie. En ek kan dit nou nie so lees soos die ouens dit in die ou dag. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. En dan dink die arme een oom dink aan sy Mercedes, die ander een dink aan sy stoetbul wat hy gekoop het en wat hy so bang is gaan iets oorkom ensovoorts ensovoorts. En ek het op 'n stadium toe ek 'n jong man was, het ek vir die Here gesê: Here, vergewe my, rarig. Want ek is vir Jewena baie liewer as vir u. Dis 'n sondebelydenis, verstaan julle? Jy mag nie eers jou kind liewer hê as wat jy die Here het nie. Wanneer jy jou kind verhef bo die Here, en jou kind raak belangriker as jou verhouding met die Here, is jy besig om van jou kind 'n afgod te maak. En wat gebeur met afgode? Ek wil dit nie eens uitspreek nie, hoor julle? Selfs jou kind, jou vrou, niemand mag belangriker vir jou wees as die Here nie. Jy mag, nou soos daai oom, ek wys nou vir julle vinger, jy mag naas my nie ander gode nie, maar hoor, probeer bietjie die ander kant hiervan hoor. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld van 'n God maak, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle aan aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, wat my verwerp. Maar ek wil dit vinnig net vir jou sê, maar vir ons is daar Esegiel 18 en daar is vir ons Jeremia 31. En al twee Jeremia 31 vers 29 tot, maar in elk geval gaan lees het, wat sê dat die ou mense, daar is 'n gesegde wat gesê, die ou mense sal groen druiwe eet en die kinders se tande sal stomp word. So sê die Here, sê ek nou vir julle, jy sal nie meer vir die sondes van jou vader sterf nie. Jy sal nie meer ly nie, verstaan jy? So dit is vir ons gebreek. Dit is al in Esegiel en Jeremia, is dit al vir ons baie duidelik uitgebeeld. Ons gaan die vers in die Nuwe Testament, Galasiërs 3:13 nou lees. Maar julle sien, wat sê die Here? Hy sê ek is 'n besitlike God. Wanneer is jy besitlik? Ja, dit kan totaal negatief wees. Dit kan naderhand erg raak, jy weet. Dit kan wees soos ek het julle al baie vertel, wat 'n ander tandarts amper aangerand het, Vincent, omdat hy so teen die Wena gaan staan en so met haar praat. Ek het hom amper aangerand. Maar in 'n geval, die Wena was my baie kwaad na die tyd. Want ek het net beleef, hierdie man, hy weet net nie. Verstaan julle, want ek het net altyd geweet, as 'n ou met my vrou lol, of sy nou saamwerk of nie, ek gaan hom stilletjies doodmaak. En hy gaan diep waters toe, oogies draad, stadig die visies om eet. Hoor julle? Want dit is hoe dit werk, dit is hoe dit moet werk. Die Bybel sê 'n man wat met ander en sy vrou loop, vra om doodgemaak te word. So en ons is mos Bybelse mense, is dit nie? So dis net 'n besluit wat jy geneem het. Sien julle hoekom ek het gevra, Here my moet vergewe, maar die punt is net, wat sê die Here, waar kom besitlikheid in? Waar kom hierdie besit? Hy is so lief vir ons. Die Here wil ons nie deel met iets anders of iemand anders nie. Hy wil nie. Hy wil nie eers deel met die beste wat jy kan hê nie. Hoor julle, dis hoekom die lewe net so is, dat ons nie heeltyd vakansie kan hou nie. Jy weet, 'n mens wonder baie keer, hoekom kan ek nie net heeltyd bietjie vakansie en afgee en weet doen net wat ek wil nie? Nee, hy wil hê ons moet besig wees, hy wil hê ons moet aktief wees. Hy wil hê ons moet deelneem in die samelewing. Hy wil hê ons moet vir ander mense vertel van sy goedheid.
Jy sal sê, ja, maar jy kan dit by vakansieoorde ook doen. Maar in elk geval, maar, weet, Stefanie doen dit dalk, ek weet nou nie, ek gaan nou nie vra nie. Maar in elk geval, maar hoor julle net, die Here wil hê hy wil hê ons moet produktiewe deelname hê in die samelewing. Sodat die samelewing sy kinders kan sien, hier is hulle is besig, hulle is 'n voorbeeld van sy goedheid. Hoor julle? Maar hy is 'n besitlike God, want ons behoort aan hom. Gaan sit jou hand bietjie daar om Lucien se vrou, dan sal jy 'n ding sien. Hy maak jou dat jy lyk soos hy sit vir jou 'n battery in, hy nuwe batterykarre. Maar in elk geval. maar hoor julle net, hoekom? Want dit behoort aan jou. So behoort ek en jy aan die Here. Ons behoort aan hom. Hy is lief vir ons. Hy wil veg vir ons. Hy het die grootste geveg wat kan geveg. Hy het sy seun gestuur om te sterf op 'n slagveld, vrywilliglik. Saam met al ons sondes en ons gemors saam met hom aan 'n kruis. Ek dink dit was amper die ergste. Vers 10 sê dan, ons is nou nog steeds in Deuteronomium 5. Vers 10 sê, maar troue liefde wil hy bewys God. Ja, hy het nou gesê, hoe die nag sal wees as ouens nie luister nie, né? Maar troue liefde, geset aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Absolute troue liefde, genade vir elke een wat na die Here luister, wat doen wat hy vra. So lief as wat ons vir ons kinders is ons die eerste mense wat hulle wel veronderstel is, deesdae gebeur dit nie altyd nie, maar wat hulle leer. Ons is die eerstes wat hulle moet 'n pak slaag gee. Ek dink ek het julle nou eendag vertel, maar daai troue van Winnen se dogter, staan ek daar en ek gaan dit weer vertel. Maar en hierdie keer is dit nie omdat ek vergeet het ek dit al vertel nie. Maar as daar staan, ek staan met ander mense en praat en Winnen se oudste seun se seentjie gooi ook, hulle het so 'n put ding, dan gooi die kindertjies klippe daarin en hy gooi ook. En hy gaan toe. Hy sê nee, en hy het nie luister, die vat hom, doem. Dis 2 genade shots. It's grace, it's love. Hy seentjie gooi 'n tantrum, toe sleep hy hom agter die gebou in, en die vreugdekrete van die kind het besef hy het nog 'n paar houtjies gekry. Maar hoor julle net, dit is die liefde van die Here. Hier staan die mense met wie ek hier praat, mense wat ek glad nie ken nie. Die vrou kyk so en die man, ek sê vir hulle, weet julle wat hoor julle daar? Ek sê julle hoor die liefde van die Here. En hulle dink, nou moet ons nog 'n preek aan hierdie ou luister. Ek sê, dis die liefde van die Here. Dis 'n pa wat hy seentjie so liefhet, dat hy sy harsings bietjie skud en vir hom sê, kom reg, want hy weet, daai seentjie gaan eendag reg lewe. Hoor julle? Absoluut. Daai seentjie kan nooit eendag vir my sê, my pa het my nie lief, ek sal hom herinner in daai dag. Want dit is absoluut so. Dit is mense wat nie omgee nie, wat kinders sielkundig groot maak. Want om een of ander rede is hulle sielkundig ook nie reg nie. Nee, pakkie sla, is die beste. Jy sien reeds die eerste 2, ons het nou net die eerste 2 gebooie gelees. Die res moet jy by die huis gaan lees, is heerlik, gaan lees hulle nou maar julle sien reeds hierdie eerste 2 gebooie wys vir ons alreeds, dat ons almagtige Vader, is nie soos 'n baas, wat net wil raas, sodat Kees vir hom sal vrees nie. Nee, hy's 'n Vader wat vir ons lief is, onbeskryfbaar lief is. Hy's 'n Vader wat na mense toe kom en probeer vir hulle vertel, dit is die beste vir jou lewe. Hy gaan ons nou verder en hy sê, jy moenie ander man se vrou begeer nie. Wat sê die Here eintlik? Ek gaan vir jou eie vrou gee. Ek gaan vir jou eie vrou gee. Moenie 'n ander ou se vrou begeer nie. Moenie 'n ander ou se goed steel nie. Nee, ek sal vir jou sorg. Ek is jou voorsiener, Jahweh Jireh. Ek is die Here jou voorsiener. Ek sorg vir jou. Jy gaan jou eie goed hê. Moenie ander mense se goed vat. Hoor julle net, oor en oor. Kan die mense sien, die Here is so lief vir ons. Hy het soos al baie ons al vir mekaar gesê, het God die mens geskaap om een rede. En dit is om met hom in 'n liefdevolle verhouding te lewe. En met mekaar, né? Daarom dan ook sy verbond met Moses. Die Here wil letterlik benadruk dat die beste vir ons om suksesvol te lewe op hierdie aarde is om in 'n liefdevolle, absolute liefdevolle verhouding met mekaar te lewe en met hom.
waar daar liefde is, waar daar getrouheid is, waar daar betroubaarheid is, waar daar respekvolle verhoudings is. Dis die beste. En julle sien, dit is nou dan ook hoekom. Die huwelik is die beste voorbeeld van hoe God wil hê ons moet lewe. En julle sal sê, maar ek het nie goeie ervarings en belewings van die huwelik nie. Maar soos ek al vir julle gesê, die huwelik beteken huwelik wees. Maak nie saak wat gebeur nie, hoe sleg, hoe onaangenaam nie. Al is hierdie pragtige jong meisie, wat altyd so pragtig was en vir jou so verleidelik gelyk het, al is sy nou ijskoud, en sy is buitend, en sy onthou al jou foute, dan besluit jy, ek is lief vir haar. Want deur enigiets wat gebeur, moet ons besluit, dit is hoe die huwelik is, en dit moet ons verhouding met elke mens wees. Dit is hoe ons verhouding met elke mens. Ek op die oomblik is ek het ek nou op die plaas mense wat by my gehuur het, familie, 2 huise, maar net nie betaal nie. Hulle trek nie, hopelik die einde van die maand. Hopelik, maar hulle skuld my tonne geld, maande. Maar wat het ek besluit? Wat het ek besluit? Ek sê, Here, seën hulle, en die load. Verstaan julle? Want jy dink, daar kom allerlei gedagtes, daai wat ek nou nog gesê het, is ou met jou vrou, sulke gedagtes kom in jou kop. Maar wat gaan dit nou help? Ek voer die ouens vir die, weet, daar sekere mense, as jy hulle vir die visse voer, dan is daar nou een massive visvrakte hierso, en dan is dit jou skuld. Hoe gaan jy, ek gaan nie baie skuldig voel nie, maar in elk geval, maar julle moet hoor, jy moet net sê, ek vergewe. Ek is lief vir daai mense, ek bid waarlik, ek bid daai mense gaan geseënd wees. Maar ek bid nommer 1, dat hulle tot inkeer kom. Hoor julle, hulle lewens vir die Here gee, regtig vir hom lewe, vanuit sy liefde lewe. En yes, selfs in die huwelik, as ek oor die huwelik praat, daar is daar party van ons wat sleg voel, want ons huwelike was dalk nie 'n sukses, of wat ook al die storie is. Kom ek noem 'n voorbeeld. Nou hier aan toe het ons hierso op, ek en Samuel hier laat gewerk en besig gewees en ons ry terug, maar elkeen met sy eie kar, nie met kwaad is nie, ons het afsonderlik gekom. Maar in elk geval, nou ry ons hier weg. En toe ek by die huis instap, toe begin hy praat, jy het paar ou gesien wat so stap, want daar stap toe iemand langs die see, daar op South-End. En nou is ou wat so stap in die donker daar. En ek sê toe van wie waarin laat dit my dink? Ons altyd van ons dink toe. Daai ou en sy vrou het beklei. En dan kan julle weet dit is so. Nou weet julle hoe dit my gepla, weet julle hoekom? Want ek het al my skroefbout so gestrip, en ek en die Wena so beklei, dat ek daar langs die see gaan stap. Dat ek land ek op die strand gaan loop. Dat ek wonder, as hier nou 'n perd uitspring om my aan te val, gaan ek dit verwelkom. Want of ek hierdie fight wen of verloor, ek gaan my frustrasies uitkry, verstaan julle? Dat ek stap, dat ek vir myself sê, ek moes eintlik net handskoene aangehad het, want verstaan jy, want jy hande kan redelik seer kry. En dan is jou bloed op die ou, en dan gaan hierdie manne van SIU en oor, hulle gaan nou sê, nee, maar hier is hierdie ou se bloed, en dan, jy weet, dan is dit 'n gemors, verstaan jy? En Marnys vir my sê, wat het jy gedink? Sê, man, ek het nie gedink nie, ek was kwaad. Maar hoor julle net, so my en die Vera se huwelik was nie net wonderlik nie. Dink vir haar was dit heeltyd, maar in elk geval, maar nee. nee. Ek weet ek het dit seker al vir julle vertel, maar een keer het daar 'n tannie iets vreesliks moois van my vir Ivena gesê. Ivena het daar net so gekyk, sy sê, wie wat, as jy hom wil hê, kan jy hom kry, maar ek sê vir jou, jy gaan hom baie vinnig vir my terugbring. Maar hoor julle net, in elke huwelik, al wat ek wil sê is, ons moet vir mekaar sê. En ek preek nie nou oor huwelik, ek praat oor die liefde van die Here. Ons Vader kom verklaar, daar's een perfekte huwelik. Hoekom? Omdat die bruid ons perfek is. Nee, ons is 'n gemors bruid. Ons is die Hosea se bruid. Dit is Hosea, nou, wat met die prostituie moes trou en weer trou en so. Ons is die Hosea se bruid, dis hoekom hierdie voorbeeld daarin. Maar ons het 'n perfekte bruidegom, wat vir ons klaar betaal het, en vir ons lief bly, en altyd vir ons sal lief wees, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat ons aanvang nie.
Hy sal sy ontsaglike liefde sal altyd daar wees, sal nooit ophou nie. Dis onbeskryfbaar, dis onmeetbaar. Dit is ongelukkig onbeskryfbaar. Dit is in die woord benadruk, die liefde van en vir ons Jahwe, in die volgende hoofstuk in Deuteronomium 6 vers 4. Nie die volgende hoofstuk, nog steeds daar waar die wet heers. En hoor wat sê hy? Hy sê daai gedeelte, ek haal dit baie keer vir julle aan. Hy begin, Deuteronomium 6 vers 4, Shema Yisrael, Jahwe Eloheinu, Jahwe Echad. Luister Israel, die Here julle God is een, of hy is die enigste Here, kan jy dit vertaal, né? Hy is die enigste een. Hy is die enigste ware God. Sou daar enige iemand by jou kom met 'n ander God wat hulle aanbid as wat die Bybel aan ons verklaar, dan is dit bloot eenvoudig net 'n leuen van dieselfde ou. Dis die duiwel. 'n Goeie voorbeeld is in die tyd waarin ons leef, is die progressives noem hulle self, die liberales. Hulle is basies kommuniste nou, vandag sosialisme, marxiste, die moslems, tot die transgender ouens en goed aan die kant en die moslems, almal werk saam. Hulle almal werk saam. Hoekom? Want hulle het een common enemy. En dit is ons God. Dit is elke Christen op aarde. Dit is hulle vyand. Dis hoekom hulle kan saamwerk. Hoor julle? Daar is net een God. Daar's net een God en daar's een duiwel. En 'n mens is of vir God of jy steun hom. Vers 5 van Deuteronomium 6 sê, hy sê, jy moet die Here jou God met jou hart en siel lief hê, en met al jou krag. Met ander woorde, jou hele wese. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Waarvan praat ons hier? Praat ons hier van wet? Nee, ons praat eintlik van die liefde van die Here. As jy dan wil, kom ons sê, dis 'n love law. Die wet in hierdie huis is, ons is lief vir mekaar. Al is party soos 'n gespuis, ons is lief almal in hierdie huis. Hoor julle? Dit is liefde. Jy moet hierdie woorde op jou hart dra, sê die Here. Herhaal dit vir jou kinders. Praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. Met ander woorde, daai kinders van jou moet 'n boodskap by jou kry die hele tyd. Daar's een God en ons moet hom dien en hy's lief vir ons. Ons dien hom nie uit vrees nie, inteendeel die teenoorgestelde. Ons dien hom omdat ons vir hom lief is, want hy is vir ons lief. Hy is vir ons lief. Bind dit as 'n teken, vers 8, om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Daar's allerlei Joodse gebruike hier om. Vers 9, skryf dit op die deurkosyne van die huis en op jou stadspoorte. Soos in Egipte. Wen die bloed van hierdie lam, wat geen merk het nie, wat geen smet of merk het nie, wend hierdie bloed van hierdie lam aan die deurkosyne van jou huis, sodat wanneer die destroyer verbykom, die een wat die Egiptenare moet doodmaak, dat wanneer hy verbykom, die Here God alreeds sag die Paschem, hy het reeds oor die kusyn beweeg, hy het reeds oor die drempel beweeg. God is binne-in, sodat die vernietiger moet verby beweeg. En is dieselfde met ons. Dis dieselfde met ons. Skryf dit op die deurkusyn van jou hart, van jou huis en van jou hart. Sodat die vyand nie 'n plek het in jou lewe nie, want dis die liefde van die Here. Hy wil jou beskerm. En ek kan julle as onmoontlik om jou te wet met dit, want hoe gaan ons nou weet? Maar ek sê vir jou, ek weet. Daai Jode wat daar in Egipte was nie een volmaak nie. Nie een van hulle nie. Party dalk, as jy hom gevra het, wie's Abraham, en sê, Abraham, ja. Maar omdat hulle deel van daai gesin was, het hulle geskor. Big time. Hoor julle? Veral as jy die oudste is, van 'n klomp niks nutte. En dis omdat jou pa net gehoor het, ons moet die bloed, en hy die bloed aangesmeer, alles gedoen, hier lewe jy. Jou ander chommy is dood, wat saam wie sokker gespeel het, met 'n kameelblaas, jy weet, daar in Egipte, wat hulle opgeblaas het, jy weet. Die stoutste ou moet blaas. Nee, skus, ek dink nou, ja, iemand roep my terug. Julle sien in Spreuke 3 vers 3 sê dit vir ons,
Spreuke 3:3 en 7:3 sê, albei sê, troue liefde en waarheid moet jou nie verlaat nie. Bind dit om jou nek, skryf dit op die tafel van jou hart. Baie dieselfde as Deuteronomium. Dis letterlik hy selfde troue liefde gesed. Die liefde, die goedheid, die genade, die loving kindness van die Here moet jou nie verlaat nie, want die Here is lief vir jou. Dit moet absoluut jou wese wees. Jesegiel 36 vers 26 en 27, ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Prys die Here. Dit is die liefde van ons God. En al wat ek en jy moet doen is, ons moet elke dag net sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ek vat dit. Ek eer U. Ek eer U. Ek het nooit vanoggend toe, skielik net toe begin ek daai liedjie sing, die liefde van Jesus is wonderbaar. Want sy liefde is so wonderbaar. Die liefde van God is wonderbaar. Prys die Here. Prys die Here, sê ek nou vir julle vanoggend, want ek is swak, maar die evangelie is kragtig. Nie net sterk nie. Die evangelie, die goeie nuus wat ons gehoor het en wat ons onthou en wat ons lewe nou is, dit is ons krag. Die Here is ons krag. Ook so in die verbond wat deur die liggaam, hierdie verbond waarvan ons nou praat, wat deur die liggaam en die bloed van Jesus bekragtig is, skryf Paulus. Hy sê in Romeine 10 vers 1, hy sê broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Hy bid nou fisies vir die Jode, né? Die einddoel, die telos is die Griekse woord, die vervulling, die voltooiing van die wet is immers Christus, tot regverdiging van elkeen wat glo. Jesus is letterlik die voltooiing van die wet. As Jesus jou Here is, dan gaan jy die wet lewe. As jy vir hom lief is en vir hom leef, gaan jy die wet nakom sonder om te probeer. Hoor julle? Dan gaan jy besef, daar's net sekere goed as jy op jou pad kom, dan sê jy net no. Amen. Vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Dit is in Romeine 8. Romeine 10, ja, vers 13. Ek gaan nou aanhaal 'n ander gedeelte wat ook daarna verwys. Galasiërs 3:13, weet jy wat ek nou na verwys het toe ek gepraat het van Jeremia en Esegiel wat sê dat jy nie meer vir die sondes van jou vaders gaan op die sondes van jou vaders in jou toe kom nie. Hy sê Christus, Galasiërs 3:13, Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Die doel was dat die seun wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasies sou gaan en dat ons die gees wat beloof is deur die geloof sal ontvang. Die sondes van ons voorvaders, van my voorvaders klomp kom uit Holland uit. Holland, hulle hol daar, dis mos gelyk daar, maar is bietjie waterig, jy hol met waterboots. Maar hoor julle, en hulle kom heel moontlik, die Hollanders is so lank en hulle kom heel moontlik uit daar van die noorde, jy weet daar in die Vikings. Hulle was 'n klomp takhare en totale gemors. Né? Maar daai sondes en oortredings en daar's so al hierdie flieks gewees wat hulle so skerel van 'n ou en dan drink hulle wyn uit die skerel uit. Hoop hulle het hom skoon gemaak. Maar in 'n geval, maar hoor julle net, daai ouens, as jy die sondes, nee, dis is nie die sondes van jou oupa. As jy Jesus aanvaar het as jou verlosser en Here, is kobaai. Jou oupa se sondes het niks met jou te doen nie. Niks nie. Afgesny deur die bloed van Jesus. Hoekom? Want Vader is lief vir jou. Hy wil vir jou die beste hê. Absolute beste. En sou daar enigiets wees wat jy aan dink miskien, soos oor erflike siektes of wat ook al, ek het in die week moes ek 'n ou gaan sien, ek gaan nou nie leidrade gee, maar nog julle weet wie dit is, maar ek het iemand gaan sien, en toe vertel hy my van 'n issue in die familie, en dit, en ek sê toe vir hom, maar kom nou, wow, stop. Jesaja 54, bid vir jou kinders, né?
Van die erfenis, die einde sê die erfenis, dit is die erfenis van die regverdige. Maar voor dit sê hy, jou kinders, al jou kinders sal geseënd wees. Al jou kinders sal shalom ontvang. Die Jesaja 54 vertaal shalom daar nie met vrede nie, maar met prosperity, met voorspoed. Al jou kinders sal voorspoed ontvang. Hulle sal prosper. Hoekom? Want dit is jou erfreg. Daarom bid jy daarvoor. Ek sê toe vir hom, hy en sy vrou moet elke dag Jesaja 54 saam bid. En dan het al daai gemors niks met hulle te doen nie, en hulle kinders nie. Jy sien, dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dit wat Jesus vir ons gedoen het, is 'n ontsaglike liefdesdaad, wat met niks anders vergelyk kan word nie. Die perfekte, die volmaakte bruidegom, het sy liefde aan ons bewys. Hy het sy alles vir sy bruid gedoen, 'n onvolmaakte bruid. Hoekom? Om tot in ewigheid saam met ons te wees. Tot in ewigheid. Jesus het betaal sodat die ewigheid ons werklikheid is. Nou al, tot in ewigheid. En vir altyd. Deuteronomium 28 vers 1. Toe maar ons is nou eens by Deuteronomium. Jy gaan weet hoe moeg gaan jy wees as ons by Maleagi kom. Maar in elk geval dit 28. As jy moeg is, kan jy opstaan bietjie. Deuteronomium 28 vers 1. As jy aandagtig luister aan die stem van die Here jou God, deur al sy gebooie wat ek vandag vir jou voorskryf het, nou gesed na te kom, sal die Here jou God jou verhoog bo al die nasies van die aarde. Al hierdie seëninge sal jy ontvang. En dan noem die Here al die seëninge, né? Hy sê geseënd sal jy wees, vers 3 in die dorp, geseënd sal jy wees in die veld, vers 6, geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer, geseënd sal jy wees wanneer jy uittrek. Die Here sal jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan. Jou vyande sal na jou toe kom, vanuit een rigting, met ander woorde in 'n groep. En wanneer hulle met jou te doen kry, met jou God te doen kry, dan gaan hulle in 7 rigtings weghardloop. Hulle gaan laat waai. Hoor julle? Een ou gaan oor die buurman se heining spring en die een aan die ander kant en een se broek sal so aan die draad vas hang nog. Hoor julle, jou vyande gaan vlug. Dis die seëninge van die Here. Die Here sal jou vestig as 'n heilige volk vir hom. Hoe is ek en jy gevestig? Ons is gevestig as 'n heilige volk. Het donderdag ook weer 'n begrafnis gehad. Psalm 116 praat van ons as die Gasiet. Wesyns, dit is 'n verbuiging van gesed, die liefde van die Here. Ons is the holy ones. Hy praat van ons die heiliges, die holy ones. Van die dood van 'n holy one, 'n Gasiet, is vir die Here nie 'n geringe saak nie, sê Psalm 116. Dis nie sommer net vir hom nie. Al weet hy jy's 'n heilige. Hy kom nou na hom toe. Dis mos alraai, dis hoe ons onsself troos, is dit nie? Maar vir hom is dit nog steeds nie 'n geringe. Hoekom? Vir die pinkenasies wat nog ongelukkig is. Hoor julle net? Verstaan julle? Dis hoe lief die Here vir ons is. 'n Mens sal net sê, man, besef jy nie hierdie persoon is baie beter af sonder julle. Ek bedoel nie sonder julle nie. Nee, besef hierdie hoor julle? Nee. Hy is absoluut lief vir ons. Die Here is lief vir ons. Deuteronomium 30 vers 1, wanneer al hierdie dinge, die seën en die vervloeking wat aan jou voorhou, oor jou gekom het, en jy dit ter harte neem, en wanneer jy terugkeer na die Here jou God, en met hart en siel na sy stem luister, soos ek jou vandag beveel, en jy en jou kinders, dan sal die Here jou lot verander. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons lot is klaar verander. Want hoekom? Want ons liefdevolle God het ons lot verander. Maak nie saak wat jy in die oor staar nie. Maak nie saak hoe moeilik dinge vorentoe vir jou lyk nie. Jy moet verklaar, my lot is verander. My lot is verander. Hy sal hom oor jou ontferm. Wie ontferm hom oor mense? In liefde. In liefde en ontferming is dieselfde ding, hoor julle? Dit is ons God. En jou weer bymekaar maak uit al die volke. Soos wat klink dit? En ek gaan nie nou weer, want ek preek elke keer deesdae as ek praat, dan praat ek Lukas, maar dit klink soos die Vader in Lukas 15. Vader van die verlore seun. Hy sê ek gaan my ontferm oor jou. Ek gaan weer vir jou sorg. Ek gaan vir jou voorsien. Deuteronomium 30:10. As jy net sal luister na die stem van die Here jou God. As jy met hart en siel sal terugkeer na die Here jou God. Ja, hierdie gebod is nie vir jou te moeilik nie. Dit is nie ver weg nie.
Nee, die woord is baie naby jou, in jou mond. Onthou jy ons het nou aangehaal, in jou mond en in jou hart. Dit sê die Here, sodat jy dit kan uitvoer. Dis waar Romeine 10 vers 8 vandaan kom. Paulus sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die woord wat ons getuig. Julle sien vers 19 van Deuteronomium 30 sê, ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, sê die Here. Die lewe en die dood. Kies die lewe. Ek gaan nou nie alles lees nie. Hy sê, kies die lewe. Vers 20, die Here jou God lief te hê en as sy stem te luister en aan hom vashou, want dit is jou lewe om jou lewe lang te woon op die grond wat die Here met 'n eed beloof het aan jou voorvaders. Die Here is lief vir ons. Hy wil in elke aspek van jou lewe wil hy sorg vir jou. En hy doen reeds. As dit nie vir die Here was nie, was ons dalk lankal al gunners. As dit nie vir die Here was nie, ek wil nie eers sê wat alles kan gebeur nie. Hoor julle? Maar die Here is ons God. Ons liefdevolle Vader. Waarop wie ons elke moment kan beroep vir elke situasie in jou lewe. Veral wanneer jy die verkeerde persoon is. Hoor julle? Veral as jy die een is wat droog gemaak het, kan jy jou beroep op die Here, vir hom nommer 1 vergifnis vra, en vir hom sê, Here, laat hierdie ego vir my net 'n bietjie, asseblief, pluk hom uit soos 'n tand wat vrot is, asseblief. Ek het nou baie meer vrotter tande gesien as julle, jy weet, maar in elk geval, pluk hom vir my uit. Dankie Here, dan sê jy sommer dadelik, dankie Here. Al het jy nog die smaak van almegaan in jou mond, jy sê, dankie Here. Want hoekom? Die Here vergewe my. Hy is vinnig om te vergewe. Baie vinnig, want hy het eintlik klaar vergewe. Jy kry net 'n amen binne in jou hart. En dan gaan jy aan, en dan sê die woord, dan gaan jy, wanneer iemand jou hof toe wil sleep, dan gaan jy na hom toe, en jy vra vergifnis. Jy sal sê, maar ek gaan nie, ek is kwaad. Nee, vat jou kwaad, en gooi dit een kant toe. Hoor julle net, wat ek wil sê, die ergste wat jy kan wees in moeilikheid, dit is nie. Luister net na die Here. Hy is lief vir jou, hy wil die beste vir jou. En as mens so kan ons aangaan en aangaan. In die hele tyd, al wat jy sal hoor, is die liefdevolle hart van 'n Vader, van 'n liefdevolle bloedbruidegom. Ons laaste gedeelte, sien julle, hoop. Ja, 1 Johannes 4:7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. As iemand nie die Here ken nie, met ander woorde, hulle is dalk goeie mense. Is dalk goeie mense en hulle probeer hard, maar dan ken hulle nie regtig liefde nie. Want as jy kan alleen regtig lief hê as jy vir God ken. Laat ons mekaar lief hê. Wie nie lief het nie, vers 8, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God in ons geopenbaar, dat God sy unieke seun, sy enige gebore seun, na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy wil hê ons moet deur hom lewe. Die Here wil hê ons moet deur sy seun lewe. Alles wat ons doen, moet ons saam met Jesus doen. Sy Heilige Gees is die een wat ons bekragtig. Dis van hom wat ons die wysheid kry. Daarom moet ons baie stadig wees om kwaad te wees en vinnig wees om in tale te begin bid. Vinnig. Hoekom? Want ons lewe deur hom. Die suksesvolle lewe is deur die Here. Vers 10 sê, hierin bestaan die liefde nie dat ons God lief gehad het nie. So sê, maar wat sê? Nee, dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het. Want ons liefde van ons kant, sonder hom, soos ons nou hoeveel keer gesê het, is ons liefde niks. Niks nie, want dan het ons geen benul van liefde nie. Maar dat hy ons lief gehad het, sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Propitiation for our sins. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons. En hy het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Julle sien, die liefde van Christus in jou is Christus. En as jy 'n kind van die Here is sy liefde in ons. Daarom wil ek vanoggend vir julle sê, ons moet net sê, dankie Here. Dankie Here, dat ek in totale afhanklikheid van U kan lewe.
Dat ek in elke situasie, in elke proses in my lewe, dat ek kan sê net dankie, dankie, dankie. Dankie, dankie dat ek weet, ek lewe in u teenwoordigheid. En binne in my is u teenwoordigheid. Met ander woorde, van binne na buite en van buite na binne, die Here is met my. Ek is nie op my eie nie. As moedelose gedagtes kom, al sou moedelose gedagtes my oorval, sê die psalmdigter, sal ek nog steeds op die Here fokus. Ek sal my oë op hom fokus, want hy is die antwoord vir alles. En ek kom verklaar dit oor elke een van ons. Maak nie saak wat se bekommernisse, en ons almal het bekommernisse. As jy in hierdie wêreld vandag lewe en jy sê ek het geen bekommernis nie, dan is jy totaal en al 'n interessante wese. En ek wil nie weet wat jy drink nie. Ek wil nie weet wat pille jy drink nie. Asseblief, ek wil daarvan af wegbly. Verstaan julle? Ek is happy genoeg met 'n bewustheid van hoe sleg die wêreld is. Hoekom? Hoekom is ek happy genoeg met 'n bewustheid van hoe sleg die wêreld is? Want ek ken en is baie meer gelukkig omdat die liefdevolle Vader met my is en vir my is. Hoor julle? Al is daar net 100 individue wat omtrent 60% van ons land se rykdom al gesteel het en in hulle name oor see en oral is dit nie vir my 'n badder nie. Dit is Vader. Want my Here is my voorsiener. Hoor julle? Die Here is ons voorsiener. Die Here is die een wat vir ons sorg. Wat is hy vers wat sê, "Name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved." Ons is beskermd. Ons is in die sterk toring van die Here. En ek verklaar dit vir ons elke een, dat ons oggend, middag en aand, party van ons het nou nie meer kinders, ons sal wens, ons het kinders, ons kinders by ons, sodat ons hulle kan leer die hele tyd, ons klein kindertjies, né? Dis nou 'n voorreg wat ek regtig, ek sê net dankie Here, dat ek daar is, maar, ek wil vir julle, dan praat jy met jouself, want onthou, iemand soos ek moet eers met myself praat, want ek wil alles behalwe 'n negatiewe invloed wees op enige iemand, nie eers op die petroljoggie nie, inteendeel, hulle is die ergste teikens in my lewe op die oomblik, hoe ek met hulle oor die Here praat, nee. Hulle begin my politiek en hardloop ons deur daai politiek totdat hulle later daai petrol wil drink. As ek nie drink nie, my diesel is duur. Weet jy hoeveelste liter? R27,94 of so iets op die oomblik. R28 kan jy maar sê. Is 'n liter diesel. Dis verskriklik, né? Die olie is special by Spar vir 49. Nee, by Checkers. Kookolie. Jy weet hoe sal hy Land Rover kook as ek dit in die tank gooi. Die mense as die wiebraai eiers. Maar hoor, ek wil hê julle moet hoor vanoggend. Die liefde van die Here is ons fuel. En ek verklaar oor jou, jy sal bewus bly en bewus wees van die liefde van die Here. Elkeen van ons. Want dan, wanneer jy langs iemand land ergens, gaan daai persoon weet, hierdie was 'n genadige landing langs my. Hierdie persoon kan my vertel van liefde self. Want hierdie persoon, om een of ander rede, ken verliefde. Ken die Here. Amen. En ek verklaar dit oor ons. Vader, dankie dat ons kan verklaar oor elke een van ons. Elke persoon vir wie ons verteenwoordig. Werkplek, familie, kinders, alles. Here, ons verklaar. Elke persoon wat veronderstel is om hier te wees en wie hulle verteenwoordig. Kom verklaar ons u absolute bewustheid van u liefde en u absolute liefdevolle teenwoordigheid. Dat ons sal weet, vir glory of the Lord, die gemanifesteerde teenwoordigheid van God is binne in ons. En ek verklaar dit oor ons in Jesus se naam. En Here, ons verklaar oor elke faset van ons lewe, verklaar ons u seëning. Ons het gelees in Deuteronomium dat u beloof, u sê, ek sal jou in jou land laat woon. En ja, ons weet, dit is pertinent geskryf vir Israel. En ons verklaar dit oor hulle.
Maar ek verklaar dit vir ons, dat die land waar ons bly, sal ons woon, en ons sal veilig wees, en ons sal produktief wees, en ons sal 'n bydrae lewer, waarvan die belangrikste is, om elke mens wat met ons te doen kry, te vertel van Yeshua. Die antwoord, die oplossing, die weg, die waarheid, die lewe. Dankie Jesus. En ek verklaar u volle seëning oor ons finansies, oor ons verhoudings, oor huwelike veral, maar elke verhouding in ons lewens. En ek verklaar guns oor ons, absolute favor, the favor of the Lord. Sal ons by elke winkel, by elke werkplek, by elke projek wat ons moet doen, sal die guns van die Here ons in die oë kyk. Ons verklaar dit in Jesus se naam, ons vat dit. En Here, ons sê dankie, dat ons nou met die nagmaal saam vir ons vertel het, dat siekte het geen plek nie. Siekte het geen plek in ons nie. Deur die wonde van Yeshua is ons genees, ons is gesond. Van ons tone tot ons krone bo, ons is gesond, ons verklaar dit nou. En ons sê ons sal gesonder word en ons sal sterker word en ons sal 'n getuienis van die goedheid wees, Here, in Jesus se naam. Ons vat u goedheid, Vader. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vir mekaar kan vertel. Ons aanbid 'n liefdevolle, 'n absolute liefde self, ons Vader. En Yeshua, ons Here, die bloedbruidegom wat vir ons lief is. Ons dankie dat ons dit kan hê. Dankie dat ons dit kan weet. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan lewe, Vader. Dankie, Jesus. Ons prys en eer u. Prys en eer u. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vir elke mens met wie ons te doen kry kan vertel. En ons wil dit sommer nou verklaar, Romeine 10 vers 9. Ek bely met my mond dat Jesus die Here is. En ek glo met my hart dat God my Vader vir Yeshua Jesus uit die dood opgewek het. Daarom is ek gered. Ek is verlos. Ek is genees. Ek is bevry in Jesus se naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons prys u daarvoor. En dankie, Jesus, dat ons kan vir mekaar kan vertel. Hoe kry Moses die antwoord om gaan lê, sê vir Aaron. Hulle moet die woorde wat hulle moet spreek, die woorde wat hulle in my naam op die volk moet lê. Is die Here Jahwe sal jou seën en jou beskerm. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy laat skyn sy aangesig oor jou en hy is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou shalom. Hy gee vir jou shalom, hy gee vir jou genesing, gesondheid, heelheid. Hy gee vir jou sukses, hy gee vir jou voorspoed. Hy voorsien vir jou in Jesus se naam. Dankie Vader, dankie Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Hy's goed. Ekskuus, ek het dit dalk nie gesê nie. Hy's goed en hy's lief vir jou. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak.